Kom sit hier met my. Kom. Jy moet dit allemaal sien. Van die straf, dat hy weer sy lidmaatskap kan trek. Hy moet die wat later sal eerste wees. Allemaal baie welkom. Ons is sommer opgewonde om hier te wees. So lekker koel oggend. Maar ons dank die Here. Ek lyk my dan die verkoue begin ook so effens wyk. So die hoese is nie meer so erg. Ek kan ook nou rus in die aand. En Christine bly blaf. Julle het mos dan daai video gesien wat ek opgesit het. My hemp is hy goed gestryk. Amen. Verder sal jy vir ons kom. Baie dankie Here Jesus dat ons vandag weer eens as 'n familie, as 'n kerkgesin by mekaar kan wees, Here. Here, net om in die huis by mekaar te kom, Here, is 'n voorreg, Here Jesus. Daar's baie mense wat nie so voorreg kan hê nie. Hulle het nie 'n dag wat hulle dit kan doen nie. Here, maar dit is nie te sê dat jy teenwoordig is nie. Jy is teenwoordig by elke plek waar jy meer as een by mekaar is. Here, ons vra net dat U vandag vir ons sal seën in ons diens, Here. Dit wat pastoor vir ons kom voorlê, Here Jesus, dat U vir ons sal seën daarmee. En ons harte sal oopmaak, Here. Dat ons dit kan ontvang en dat ons kan gehoorsaam gee daaraan. Here, ons bid ook verlof van die siekes wat daar buite lê, Here. Wat nie meer gesond is nie, wat ook graag by die diens wil wees, Here. Ons bid dat U vir hulle sal aanraak en gesond sal maak, Here. En die wat in die hospitaal lê, Here. Ons dink ook aan die papsie wat nog steeds daar lê, Here. Dat U vir haar ook sal aanraak, Jesus. So vir ons het dat U vir ons sal seën in Jesus Christus naam. Amen. 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 Nou ons sê sommer vir ons kykers daar buite, ons het so 'n groot kykertal nou al daar buitekant. Dan ook welkom hier by ons diens, dat hulle ook sal geniet vanmôre. En dan Marianne en wie is nog weg? Marianne en wie? Jella is weg, en ja, dat hulle ook een of ander tyd weer 'n slag veilig terug sal kom. Ek dink dat jy sal moet weer op pad terug vandag so. So ons vertrou die Here altyd vir veiligery. Hoe sê hulle? Reisgenade, daar is die regte woord so. Amen. Ja, Wiekie moes ons nou eintlik die afkondigings, maar as ek nie sê, doen dit nie. Ek moet ons alles altyd sê. So, dan kom ek sê nou maar weer die afkondiging vir die laaste Sondag. En doen. Ja? En doen. Sê en jy doen alles vir jy so. Ja. Julle weet, Sondag is nou diens. Ons weet Woensdag, ons kuier Woensdag lekker. Dis regtig 'n voorreg. Woensdag is eintlik die dag wat ons lekker kuier. En ons gaan nou Woensdag gaan ons 'n bietjie praat oor hoekom as jy tot bekering gekom het, dan kom die versoekings. Voor die tyd was daar mos nog nie regtig iets gewees, maar die dag toe jy die Here aanneem, toeskielik is die versoekings bo op jou. So ons gaan lekker gesels daaroor, is 'n lekker onderwerp in. En die Here wil vir ons oopbreek en laat ons verstaan waaroor dit gaan so. Moenie terughou nie. Dat as julle kan Woensdag nie wees, dat julle hier sou wees. En dan Donderdag het ons bid hier, is baie lekker. Dan is daar Christine met die vrouens. Ons het vandag 'n koor. Amen. Moet ons 'n bietjie sagter maak, want ek hoor al hierso. Ja, ek slaat al dromme hier. So, ons is opgewonde. Prys die Here man. Amen. So, dan kom ons staan en dan gaan ons lekker uit ons harte uitsing. Ek voel so opgewonde vandag. Ja. So ons gaan die Here prys.
Dis met die koor raak ook al hoe groot is. Gister was het minder geweest. Môre julle. Kyk, die Here waarsku ons baie, né? Hy sal baie keer vir ons ietsie sê en skrif vir ons bring en baie die Here al vir my gewaarsku. Hy sê vandag is die dag wat jy nou eers weer 'n bietjie moet stil bly, né? Baie sal die Here dit vir ons sê. Maar hy sal nooit vir ons sê ons moet ophou praise and worship nie. Nooit. So kom ons ons prys die Here vandag. Ons het so baie die week deurgegaan, nee, wat die Here deure oopgemaak het. Vrydag toe kon ek nie ophou om na elkeen toe te gaan en te sê, prys die Here. Dan sê hulle prys die Here, sê prys die Here. Dan net die volgende een, want die Here maak deure oop. Hy maak deure oop. So kom ons loof en prys hom vandag. Elke week. Amen.
Ons aanbid U, Here Jesus. Elke lied wat uitgaan, Here, as ons oë toemaak, dan wil ons U sien. Ons sien U sit op die troon, Here, en ons weet U kom ons haal. Here, en daar waar daar dinge nie in ons lewe reg is nie, wil ons vandag net kom oorgee met hierdie volgende lied en vra, Here, help ons. U is God, U is groot en U sal magtig en ons het U nodig. Ons het U so ongelooflik baie nodig. So terwyl ons hierdie volgende lied sing, Here, kom net en neem net oor. Kom neem net oor, Here, elke gedagte, elke gevoel in ons hart, Here, alles wat voel, ons is so ver van U af, Here. Alles, Here, kom vat net oor en neem oor, Here. Neem hierdie diens oor vandag, Here. Neem oor hierdie laaste lied, neem oor elkeen se hart. Vader, want is vir U wat ons lief het en is vir U wat ons wil dien. So kom raak ons aan in die naam van Jesus.
Okay. Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. Someone singing, my Lord, Kumbaya. Someone singing, my Lord, Kumbaya. Someone singing, my Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. Someone's crying, my Lord, Kumbaya. Someone's crying, my Lord, Kumbaya. Someone's crying, my Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. Someone's praying, my Lord, Kumbaya. Someone's praying, my Lord, Kumbaya. Someone's praying, my Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. Amen. 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 So, Mercy Freemans maar uit. Jy kan nou moet as hulle jam nou weer eet. Amen. Ek skryf so al die goeders en dan kan ek hulle nie sien nie. En dan moet ek nou die bril opsoek om die goed te sien. So dis eintlik 'n vermorsing van tyd wat toe maar ons vertrou dit sal ook seker eendag reg kom. Ek wil vandag met ons lekker gesels. Hierso. Met ons lekker gesels oor om ligdraers vir Christus te wees. Is dit nie wonderlik nie, man? Prys die Here, 'n ligdraer vir die Here. Weet jy seker die grootste voorreg wat enige mens kan hê, is om 'n ligdraer vir die Here te wees. Dit beteken eenvoudig dat die Gees van God is in my. Binne in my. Ek is nie die lig, maar Christus, die Heilige Gees, is die lig. Maar ek is die draer van dit. Is dit nie wonderlik nie? Ek is die draer van die lig. En dis 'n voorreg. God het jou uitgekies. Jy's gekies om 'n ligdraer te wees, man. Jy sê ek dank God. Ek prys die Here dat hy my waardig genoeg geag het en dat hy van ons ook hier wat hier sit, elkeen wat 'n ligdraer waardig genoeg geag het om 'n ligdraer vir hom te wees. Dit sê iets dat God jou vertrou. Amen. Daar's vertroue in jou. Prys die Here, prys die Here. So ek wil wat ons 'n bietjie gesels oor geleenthede waar die lig van die Here deurgebreek het. 3 plekke waar die lig van God deurgebreek het. Maar nou soos ons nou almal weet, wat kom ek lees eers 'n slag. Ek is alweer my spoeg loop verpraat. Genesis 1 vers 14 tot 18 toe wil ek net hierdie kosbare stuk. Dis eintlik 'n ou stukkie, maar ons lees hom ons net oor. Hy's mos nou maar net so. Ons lees hom maar net oor lees. 'n Lekker storieboek hierdie. Veral as jy so vervelig is, dan is dit lekker om te gryp. Dis die probleem, die vervelendheid. Maar prys die Here ten minste het ons hom nou gelees.
En jy het iets gehoor van lig. Maar ons gaan vandag 'n bietjie hoor van meer lig as net lig. Verstaan jy dan nie hierdie lig, hier is nou 'n lig. Hier is 'n ander lig. Amen. Jy. Genesis 1 vers 14 sê, en God het gesê, laat daar lig wees uit die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag, en laat hulle dien as tekens, sowel vir vaste tye as ook vir dae, sowel as jare. Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel, om lig te gee op die aarde. En dit was so. En God het toe die twee groot ligte gemaak, die groot lig om te heers oor die dag, en klein lig om te heers oor die nag, ook die sterre. Vers 17 sê, en God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel, om lig te gee op aarde, en om te heers oor die dag en oor die nag, en skeiding te maak tussen lig en duisternis. En toe sê God, en dit was goed gewees. En dan wil ek net so 'n stukkie nog bysit daar by Lukas 2 vers 17 en 18. Hy sê, en toe hulle gesien het hulle oral woord bekend gemaak, wat aan hulle van die kindjie vertel is. En almal wat dit gehoor het, was verwonder oor wat deur die herders aan hulle vertel is. En dan vers 20, en die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. So hierdie is vir my vreeslike kosbare woord wat ek vanmôre met ons wil deel, man. Dis nie sommer net so 'n ou storieetjie nie, hierdie is 'n storie. As jy vanmôre hier weet, ek weet nie wie nog in die parafin tyd. Hierdie parafinlampe wat jy so mee geloop het. Man, weet, dis daarom 'n saak daai gewees. Maar hy het die mense eintlik wat meer banger gemaak as wat hy lig gebring het. Verstaan jy, want het jy nou gesien as jy die ding voor jou hou, hoe skrikwekkend lyk dit? As jy hom weer op 'n ander plek hou, dan maak hy genoeg lig. Verstaan jy, dis parafinlamp. Verstaan jy, en so het ons mos nou vingerbord gespeel die ding, by die ou ding, so skiet jy die gate mis, en dan is dit nou, as jy nou gou moet kamer toe, maar kan ek gou die lamp vat, die res sit dan nou eers weer in duister, want daar is net een lamp, verstaan jy, so loop jy nou eers gou hier, maar die ding het 'n probleem, hy maak ons nie oral se lig, die kamer is maar nog net so, daar, jy kan daarom sien waar is die bed in, maar oral lê sulke skade wees, wat die parafinlamp veroorsaak. Nou, hy bring sulke skade wees, dat jy loer so, dat jy vat eerlik die lamp so bietjie nader, want dis daarom nie so erg. Maar jy is mos nou kind van die mense souerig, jy is oral se skade wees, en so loop jy met die lamp, jy kom terug in die huis, wat moes ek nou weer geloop doen het, maar jy het so vergeet, en net die boorse hier uit die hoeke uit te kry. Ja, prys die Here, man, vir die parafinlamp ook. Ja. Ek bedoel, dan moes ons in die duister geloop het. Dis nog erger. Ja, dis soos om jou hand hier in 'n boks in te steek, en jy weet nie wat lê daaronder nie. Halleluja, man. Prys die Here vir verandering in, verbetering in al hierdie dinge, dat ons nou net niks lig en aansit. Ek het gewonder, hoe die tyd het ek nog so gewonder en gedink, as ek so moet hardloop vir daai 2 kort en 2 lang telefoonnommers, dink ek, kan daar nie toch eendag 'n die telefoon kom wat ek net kan saam, hier is hy is hier, nou wees ek die ding kan op 'n ander plek, ek wil eerder weer vir 2 kort en 2 lang hardloop, want hy raak nou 'n ergernis, man, en ek sit en dink partykeer sal dit ook vir ons goed wees, ons so weer 'n slag, sommer net so by die parafinlamp, of jou olielamp te loop sit, man. Laat ons weer so 'n bietjie rustig raak in ons gees. Weet, dis soos om by 'n vuur te sit, man. En jy sit en kyk net so na die vuur. Wie dan gister gepraat van Jalna se man wat sê, hy wil net op vis vang. Al vang hy op niks, hy wil net daar loop sit. Dis maar so, ek wil nou nie vis vang nie. Nee, ek gaan later so, hier met die lyn, ek sal by 'n vuur sit, want ek weet daar is 'n opbrengs. Daar is iets aan die gebeur, want daar is 'n brandvlek. Maar pragtig.
om hier vis, nee. Maar wonderlik man, weet die Parafientyd is kosbaar mense, dis 'n tyd wat jy rustig by die Here, wat ons net, ons flou man, ons hart op ons flou, ons geniet, hoeveel van ons kan regtig sê, man ek geniet nog die lewe, ja ons geniet die Here, natuurlik geniet ons die Here, net, halleluja, maar werklik is die lewe so aangenaam dat ons kan sê, ek geniet die lewe. Ek geniet die Here, ek geniet dit wat oor my pad bring. Ek geniet om met mense te gesels, maar dit wat 'n mens sien, geniet 'n mens nie. Nee man. En dit laat bring vir my baie terug aan die begin van die aarde, voor die skepping gemaak is. Wie ons God wat 'n God van lig is. Ons God, hy's die lig, man. Hy's die lig. Verstaan jy? Nee, ek sal ek al klaar van. En dit ek weet dis skrif. Want die ding staan 'n burg my. So ons is die lig man. Verstaan ons God is lig. En weet dit is so lekker. Ek weet in my hart vir God is dit die duisternis. Daar's net twee stories. En ek weet dat wat hy gevoel het. Ek weet om te kan kyk oor die aarde en jy sien net duisternis. Vir iemand wat hou van lig, om na die wêreld te kyk, na die aarde te kyk, en jy sien net duisternis. Mense, ek daar vir my, hoe lank kan ek en jy nag? Dan begin roep ons uit, wagter, hoe ver is die nag nou nog? Wanneer begin breek die dag deur? Verstaan jy? Ek is hier ou vir die hele dag in die nag, man. Dit is nou lekker as ek uitgeslaap is, ek klaar, dan wil ek begin, soek ek die son, man. Dan wil ek lig hê. Ek raak verder nou vir te donker. Want jy's deurgelê, jy kan nie nêrens of ergens loop nie, want jy gedurig hou fris. Nee, ek glo, dis wat God maak. Omdat God lig is. Ek weet, hy wil sy skepping wil hy geniet, man. Dis tog mos so, man. Ek bedoel, wie geplant nou 'n klomp bome en plante en al hierdie pragtige diere en voëls en visse en dis alles in die donker. Wie stel in so iets belang, man, as jy nie dit kan geniet nie? Natuurlik, man, God wil dit geniet. So in die woord sê vir ons in Genesis, waar hy stukkie 1 vers 14 tot waar ook al 18, hy sê, en God het gepraat. Nou dink ek aan hierdie Big Bang. Hierdie Big Bang stories. Sê ek dit reg? Ek het ook van daai dat ek sukkel nog om al hierdie vreeslike name. Nou almal praat ons nou, dit was net so 'n Big Bang. En daar. Nou sit ek dink ek sal nog wel like om met die ouens te sit en gesels, want iemand moes die klomp gemors mos ook nou gegooi wat die aarde gemaak het. Die Big Bang theory, dit versaai hierdie so iemand moes mos nou die klomp klippe in. Iemand moes iets gedoen het. Dit val mos nie net in die hemel uit nie, man. Dit lê mos, verstaan jy? Weet hoe stupid kan die mens wees? Jy weet hoe toe kan ons weet. Ons kan nie ons is so geleerd dat ons eintlik niks weet. Ja, ons is so slim. So slim dat ons eintlik niks weet. En hier kom 'n wonderlike God. En hy sê, laat daar lig wees. Ons God wat lig is. Hy wil geniet. Hy sê, laat daar lig wees. Maar jy sien, die woord sê, ons praat nou van die eerste keer waar lig begin deurbreek. Laat daar lig wees. Maar jy sien, dat hierdie lig was nog nie die perfekte lig gewees nie. Want God soek ligdraers. God soek ligdraers. Hierdie is 'n lig. Hier's lig gewees. Verstaan jy, daar buite was lig voordat God. Dit was net lig. Daar was niks nie. Dit het nou maar net lig gewees. Jy kan nie gesê het, dit is die son wat die lig maak. Jy kon nie gesê het op in die aand is die maan en die sterre wat lig gemaak. Dit was net lig gewees. Ons lees op ons daar. Kyk hoe wonderlik. God soek 'n ligdraer. Hy wil nie net hê daar moet lig wees. Dis hoekom die woord sê, en toe het hy die son gemaak, en hy die maan gemaak, en die sterre. Hoekom? Want hulle is ligdraers.
Halleluja, man. As die skepping ligdraers nodig het, hoeveel te meer nie hierdie ou donker wêreld nie. Vir die eerste keer is hier ligdraers, breek die lig van God deur en hy plaas daar ligdraers sodat in die nag is die maan vir ons om te kan sien. Daar's 'n ligdraer, man. Dis die hand van God in die son. As ons nou dieper ingaan, dan sal jy sien, man, dis 'n wonderwerk bo wonderwerk. Net die ligdraers wat God vir die skepping ingestel het. Hey, halleluja. Ek prys die Here, man. Die Big Bang, manne. Hier's nou 'n son, man. Hier is net nou 'n klomp klippe wat gegooi word. Hier's nou lig, man. En die son doen sy werk. Ek kan jou verseker. Halleluja. Maar God wil nog verder gaan. Hy wil verder gaan. Hy sê ja, die nag is ook nodig. Dis ook nodig, want binne in die nag geen saadjie kan groei as hy bo lê nie. Hy kan nie in die son lê nie. So die nag is nodig vir hierdie saadjie om te ontkiem in die donkerte onder die grond. Daar waar hy kan wortels skiet. Want jy sien, dis nie net die son en die maan storieetjie nie. God is op pad hier na baie groter dinge toe as net die son en die maan en die sterre, man. Dis ligdraers wat nie die evangelie kan uitvat nie. Natuurlik, wonderlik om te kyk en te weet, maar ons dien 'n groot God, man, as jy na die skepping kyk, maar hulle kan nie met my kom sit en gesels en met jou praat nie. Ons moet nie vanmôre dood kan ons wees, weet jy, man. Jy moet lewe kry, magtig. Ek dien 'n lewende God. Ek dien 'n God wat lig skyn, man. My God is nie dood nie, man. My God is nie dood nie. En jou God is ook nie dood nie, man. Nee, ons aanbid nie klipgoeders nie, man. Nee, ons aanbid 'n lewende God wat omgee vir ons. Jy prys die Here en hy wil van jou 'n ligdraer maak. Maar wees 'n mens so vrek in jou gees is. Dan sit ons maar so. Maar so kry lewe. Halleluja. Halleluja, man. Hey mense, ons het God nodig vanmôre. Hoor mooi vanmôre. Ons het God nodig. Jy is nie by die kerk nie. Moenie kerk toe kom nie. Jy is hier om 'n ontmoeting met God te hê. Dis waarvoor ons vanmôre hier is. Moenie kom kerk toe kom nie. Ons gaan na ander plekke, gaan ons kerk toe. Vanmôre is ons in die teenwoordigheid van die groot lig, van die kragtige lig. En ons moet ons harte oopmaak vanmôre, mense. Ons moet ons harte oopstel sodat hierdie lig kan begin skyn in jou lewe, man. Dis omdat ons die lig inlaat in ons lewe nie, wat ons so donker en duister is. Ja, ons moet lig inlaat in ons lewe. As jy kerk toe kom, dan kom jy met 'n verwagting, man. Ons kom met 'n verwagting en ons sê, Here, ek soek lig vanmôre in my lewe. Ek gaan nie toelaat dat die duister my uitdryf nie. Doe jy? Nee, dan loop ek met 'n lamp vanmôre, Here, kom vanmôre maak my glas skoon. Hy het 'n bietjie gerook vanmôre. Hy het 'n bietjie gerook oor die lamptyd, miskien al Here. Nou vandag maak ek hierdie lamp wat skoon, hierdie lampglas skoon. Ek wil weer helder skyn vir U, Here. Ek wil sien wie U is, my God. Dis wanneer die lig binne in ons is, mense. Nog 'n keer, prys die Here. Dit was die eerste keer wat die Here lig dra, wat die lig begin deur. 'n Tweede keer is daar waar Jesus gebore is. Jy sien, die lig was daar. Nou kom die lig. Halleluja. Die lig kom nou aarde toe. En die lig wil nou 'n verskil kom maak in ons lewe. Weet dis waar hy sê, en die engel van God, want ek gee nie 'n Kersfees boodskap nie. Ek is hier omdat daar iets besonders in my lewe gebeur het. En ek glo in U lewenspoort. Besai, so hier's iemand gebore, 'n kindjie. Dit gaan nie vir my oor die geboorte nie, 'n kindjie nie, maar 'n engel van God. Engele van God kom by die herders. Nou as ons vanmôre gaan lees in die geskiedenis, dan sien ons dat 'n herder was eintlik 'n uitvaagsel. Hy was nie deel van die samelewing gewees. As 'n herder, as sê nou daar was 'n hofsaak, dan is die getuienis van die herder nie geërken nie. So niks werklik. Man, hoe groot is ons God? Raak op, gewoon in jou gees, man. Jy is 'n uitvaagsel. Jy's 'n herder. Wat sê die woord van die Here? Hy het ons aangestel as herders, man.
Moenie dat iemand vir jou sê, jou getuienis is nie goed genoeg nie. Jou getuienis, want die engel van God verskyn aan die herders. Halleluja. Weet die engel van die Heer, nie aan die koninklike gesag nie. Nie aan die gesiene gesag nie. Nie aan die prokureurs en die lawyers en die vreeslike kerkmense. Nee, hy verskyn aan die wat sy getuienis nie eers waardig geag word nie. Hulle word gesien as 'n niks werd nie. En God kies vanmôre hierdie uitvaagsels wat deur die samelewing nie erken word nie. Verskyn 'n engel van die Here Kalimari. En hy verskyn vandag in jou lewe. Hoeveel van ons sit vanmôre miskien met 'n duisterheid in ons harte, man? En die engel van God kom besoek jou vanmôre. Hy kom besoek jou vanmôre en hy wil lig in jou lewe bring. Jy sit met stikkindheid, jy sit met verwarring, jy sit met verwerping, jy's uitvaagsel, jy's nie goed genoeg vir hierdie wêreld nie. Niemand wil jou raak sien nie, maar God kom vanmôre en hy stuur sy gees na jou toe. As ons vanmôre net oop is en ons sê, Here, ek wil vanmôre kom ontvang iets van U af, Here. Ons moet ontvang, mense, ons moet die kerk toe kom nie. Ons moet kom omdat ons iets van die Here nodig het, man. Breek hierdie tradisie, trek goeders, man. Ons het vanmôre hier nodig by God. Hier is die hemel en die hel wat wag vir ons hier voorkant toe. En is ons vanmôre gereed vir die Here? Is ons vanmôre gereed dat ons kan vanmôre soos die herders uitroep, waarlik ons het die kindjie gesien en op daardie oomblik en mense, weet jy wat kosbaar, God maak alweer 'n ligdraer. Hy gebruik herders om sy lig te dra. Halleluja, Verdi, hy het jou gekies as 'n ligdraer, man. Jy was in die lewe niks gewees nie, maar God het jou gekies as 'n ligdraer vanmôre. Jy was ou herder gewees. Mense het jou nie raak gesien nie. Hey, my boetie, vanmôre praat die Here, my sussie. Vanmôre praat die Here. En weet wat, die oomblik toe die ligdraer besef, maar die lig het in my ingekom. Halleluja. Toe die lig in my, en ek sê, waarlik, waar is die seentjie? Dis wat die herder wys ons, waar is hierdie seentjie? Want ons het 'n begeerte, ons is uitgespoeg deur die wêreld, ons het 'n honger na hierdie seentjie, na hierdie een wat vir ons kom deurbreek, wat die lig deurbreek. Maar jy sien net soos in die vorige geval, is daar gedurig skade wees. Verstaan jy, die Satan is hier, die kruis is nog nie oorwin nie. Daar is nog skade wees, die Satan is nog op die troon van die mens hier op aarde. Verstaan jy, al het die seentjie gekom, is hy op einde van die dag, is hy aan die kruis vermoor. Is hy aan die kruis vermoor. Die seun van God is vermoor. Hoeveel keer vermoor ons hom nie, mense, as ons hom nie erken as seun van God nie. As Jesus Christus in ons lewe nie. As ons hom nie erken nie, dan vermoor ons hom. Ons verraai hom. Ons steek hom in die skande. Ons steek hom in die rug, verstaan jy? Mense, ek wil iets wakker maak vanmôre in ons harte, dat ons lig dra. Hey man, God het jou gekies. Maar God gee vir jou 'n geleentheid vanmôre. Wat 'n voorreg, man. Maar 'n ligdraer het 'n verantwoordelikheid, mense. Ons kan nie net sê ligdraer nie, want jou vrug sal jy gesien word of jy 'n vrugdraer is, man. 'n ligdraer. Want in jou vrug verraai wat in jou hart is, mense. Ons moet lig dra. Prys die Here. En jou herders hardloop terug. Wie jou dankbaar. Mense, hoeveel van ons sit vanmôre hier wat God 'n kans gegee het? Hoeveel van ons sit vanmôre hier wat 'n getuienis het van Here, dankie dat U my lewe verander het. Wat het die herders gemaak? Hulle teruggehardloop en hulle God begin verheerlik. Hulle het gesê, dankie Here. Dis wat 'n ligdraer maak, man. Die oomblik toe die lig inkom, toe besef hulle, Here, ons was verlore vir hierdie wêreld, maar ons is nie verlore vir U nie, Here. U het ons raak gesien. U het iemand gestuur na die herders toe. Gaan kyk daar in die stal, is iemand baie besonders vir julle gebore. Die koning van die konings. Maar daar was nog altyd duisternis gewees, mense. Daar was nog altyd duisternis. So vir die derde keer moes God toegelaat het dat die lig kan deurbreek. En dis waar sy seun
gesterf het aan die kruis, waar ons Jesus gesterf aan die kruis, en toe dog die wêreld, toe dog Satan, hy het die lig uitgedof. Dis nou klaar met die lig, nou kan hy 7 uur, dis verby, maar die oomblik, toe Jesus uit die graf uitstap, toe stap hy, toe sê hy, prys die Heer, toe hy daar uitstap, is dit die laaste keer wat daar skade gewees het. Nooit weer, want hy het die dood oorwin. Hy het die dood oorwin. Dis die laaste keer wat dit nodig sou gewees het, dat daar weer 'n lam uit opgestaan. Die lig het uit die duisternis van die graf, uit die donkerte, het die lig kom uitstap. En hy gee vir my en vir jou 'n kans vanmôre om 'n ligdraer te wees. En hy sê vanmôre, ons is nie die lig nie, ons is net die draers. So hoor mooi wat hy sê. Jy is net die draer. Ek en jy kan niks maak nie. O mense, hoor vanmôre, ek het gister 'n videoetjie opgesit, en ek wil vir julle vanmôre sê, een ding moet ons besef, ons is nie hier om die wêreld of mense te verheerlik nie. Matteus 28 sê die Here, gaan en maak disippels. Hy het nie vir jou gesê, kom geniet 'n nice time hier op aarde nie. Dis nie wat hy gesê het nie. Hy het nie so gesê nie. Hy het gesê verdrukking, vervolging, al hierdie dinge. Dis wat vir jou voorlê. Verstaan jy so? So dis nie nice time nie. Dis nie lekker tye nie. Dis moeilike tye. Verstaan jy, want dis kosbaar. Want hy sê vir jou, verdie gaan sit daar by Bella de Pont. Of jy dit nou like en of jy dit nie like nie. Jy moet daar wees, want jy leef nie meer nie, want ek lewe nou in jou. Verstaan jy, hoor mooi vanmôre mense. God sê ek leef in jou. Jy het jou tempel, jou huis vir my gegee. So ek leef, ek die lig is binne in jou. Jy is net die draer van die lig. Hoor mooi vanmôre, mense, as God jou by 'n plek neergesit het, hou op murmureer en kla. Ek is so ongelukkig hierso by die werk. Ek is nie die mense. Jy is die ligdraer. So jy moet hier gaan staan. Jy moet hier gaan staan. Ek moet by Bella de Pont gaan staan. Ek is net die ligdraer. Die lig sal self die werk doen. Moenie jy die werk wil doen nie. Dis omdat ons die werk wil doen wat ons ongelukkig raak. Jy moet God verheerlik, maar nou is ons te bang. Ons het ligte van vrees. Ons is so bang, wat sê mense? Verstaan jy, ons is so bang, hulle kraak my af. Dis hoekom jy daar gesit is. Dis hoekom jy daar gesit is. God het gesê, sit te skyn. Want ek sal, verstaan jy, jy's net die kandelaar, man. God is die olie. Hy bring die lig, hy bring die vuur. Jy moet net daar skyn. Maar as jy jou daar neergesit het, moenie jou mond sit te hou nie. Nee, dan is jy niks werd lig nie, man. Dan bring jy geen verskil in hierdie donker wêreld nie. Maar ek is hier, Here. Baie sit ons by die werk en dink as joh, hierdie mense kan my net anders hanteer. Ek wil ook 'n bietjie, nee, hulle moet jou nie anders hanteer nie, want jy dra die lig, jy bring die geur van die dood in die donkerte in. Net op Korintiërs sê, jy bring 'n geur van die dood. Want hulle is dood. Hulle is dood, onthou donkerte beteken dood. Jy bring 'n bietjie lewe. Jy bring 'n bietjie lig. En die Satan haat die lig. Dis nie teen jou wat hulle dit het nie. Dis teen my wat binne in jou is. Halleluja, man. Ons is die lig. So dis vir God wat hulle haat wat binne in hulle. Verstaan jy, ek is net jou lamp. Die olielamp, ek is daar neergesit. En nou moet jy skyn daarso. Hoor mooi, jy moet skyn. Dis nie vir jou om te kla. Hoor, ek staan daar nou alleen in hierdie groot vertrek. Dis reg. Jy moet daar weet. Verstaan jy wat ek vanmôre sê? Hoor jy wat ek vanmôre sê? Moenie murmureer waar God jou neergesit het nie. Want dit is nie meer, jy leef nie meer nie, maar Christus lewe. Is dit nie wonderlik nie? Wat 'n geleentheid in iemand se lewe wat daar duisternis is, man. In
iemand se lewe wat daar donker is, iemand wat uitroep na God, man. Ja, prys die Here, so preek man. Halleluja man. Verstaan jy? So die lig is binne in jou en die mense is opgewonde oor hierdie lig. Jesus Here, dankie. Dankie dat U my hier heers. Ek is so dankbaar my God, want ek kan 'n verskil. Verstaan jy, dis wanneer die liefde van Christus in my is, mense. Dankie, ek kan 'n verskil maak in iemand se lewe. Daar, hou op, wie in ons kinders se lewe. Jesus, wie my kinders is net ongeloof. Nee, hou op. Jy's ligdraer daarin. Jy's weer my familie. Here kan nie vir my ander familie gegee het. Nee. Jy's die ligdraer vir jou familie. Prys die Here. Ek weet nie hoeveel van my familie staan nog nie, maar ek staan nog vir die Here. Halleluja, ek glo jy staan ook vir die Here, man. Prys hier want ek geniet dit. Dit is vir my 'n voorreg. Nee, man, as ek kan sien iemand se lewe verander. Dit gaan nie oor my nie, want dis die lig wat self verander. Dis die lig self wat die duisternis, maar dat God my gebruik het as draer om iemand se lewe te verander. Ek prys. En dis waarom ons baie keer die fout maak. Ons wil sien hoe mense verander. Ja, ek ook. Elkeen van ons. Ons wil sien hoe mense verander. En dan vergeet ons purpose. Jou doel. Ons vergeet ons doel. Jy moet net die lig ingevat het. Jy moet net die lig ingevat het. Verder niks. Hoe vat ek jou? Deur te getuig. Deur te getuig van Jesus Christus. Te praat van hom. Net die lig te wees. Nie compromise nie. Want dan raak jou lamp sy glas begin vuil raak. Hy begin dof raak. Nie compromise nie. Maar om te sê, so sê die Here. Want ek wil hê iemand se lig. Ek wil hê my lig moet aansteek. Dit moet aansteek, man. Hy het jy al 'n kers, jy het net een vuurhoekie en die een kers aan die gang gekry. Kom ek maak jou kersie ook brand. Dis die werk van die lig. Niks verder. Okay, nou sal jy weer verder lig maak. Prys die Here. Wie hoe kosbaar mense vir God om van bo te kyk. Om te sien hoe sy kinders. Het jy al gesien hier partykeer met sulke sanggoed, dan sit almal hulle selfone se liggies aan. Wie hoe pragtig lyk dit om te sien. Dis pikdonker, maar oral is sulke liggies. Dis wat God sien. Dis wat die Here sien. Sy liggaam, sy ligdraers is besig om 'n verskil te maak. As hy so afkyk, dan sien hy 'n magdom van liggies. Hy sien 'n see van liggies. Hy sien hoe steek ons mekaar. Verstaan jy, en dit wil die Satan verhoed. Hy wil hê dat daar liggies moet aangesteek word. Hy wil verdeeldheid bly hou. Hy haat hierdie een by mekaar kom. Hy haat dit wat hy nou sien. Want soos ons nou hier sit, as God nou sien, dan sien hy liggies, man. Prys die Here. Dit maak God se hart vol vreugde, man. Dit bring blydskap. Hy kyk en hy sien net ligte. Halleluja, man. Maar ons wil mense verander. Jy kan niemand verander en jy dit besef. Ons kan niemand verander. Want baie mense dink ons is sterk genoeg. Ons het niemand se hulp nodig. So wat kan jy nou doen? Niks nie. Jy kan in 'n sterk man of 'n sterk vrou se lewe kan jy niks doen. Behalwe om te bid. Behalwe om die lig te wees daar. As jy by in Sparlo werk en niemand dien die Here nie, ek sê net 'n voorbeeld. En jy gaan brand jou lig. Niemand sal verander sommer net omdat jy nou daar ingestap het. Nee, maar jy stap met 'n geur in van Christus. Elke mens in hierdie lewe soek liefde en aanvaarding. Elke mens soek hierdie dinge. Hulle wil raak gesien word.
En as jy by iemand, ek kyk vir ou Joey, daar voor Sparse, weet dit so lekker om te weet, hierdie drank eet, en weet as jy instap, is hy altyd so vriendelik, dis vir my so lekker man, en die ou, party daar druk hy jou, dan daar iets seker gebeur, die oggend dat hy ontmoeting, dan squeeze hy om jou, ander daar, jy pastor, weet ek wil koop nou so goed, wat ek nie wil koop, man, weet meneer, want ek geer daar af, man, maar daar is ander ook wat 'n geur afgee. Verstaan jy ook in ons plekke waar ons is, kan mense sê, joh man, weet, dit is my lekker. Ek wil by jou kom kuier, want jy het 'n liggie man. Nee, partykeer is my liggie aan die dofrak, ek wil net so, kom ons help mekaar man. Halleluja. Dis die kosbaarheid mense. En wie 'n lig kan tot seën vir 'n gemeenskap wees. Ja. 'n liggie kan 'n seën vir ons kerk wees. Verstaan jy mense? As ons net daar een ding besef, Here, dankie. Dankie vir môre dat ek die lig kan wees, die draad kan wees. En U skyn deur my. En elke dag maak U my nuut. Mense, ek het so baie keer, dan kom ek by preek en ek sê, ek praat nie van afbreken met niemand. Maar jy kan in iemand se preek hoor, en ek sê dit met soveel eerbied. Hoe diep is ons werklik in die gees? Ek het eendag 'n preek gehoor, die ou nou seker gechoke, toe hy nou drade probeer connect. En toe hy nou klaar choke toe voel hy, maar kom ek maak dit 'n preek nou man. En toe sit nou, dis nou amper so kinderbybel storieetjie. Weet, dis sulke tyd wat ek ook. Ek soek die gees. Ek soek die gees. Moenie vir my, ek weet as jy hier drade verkeerd vat, dan choke. En ek wonder of jy nou gechoke is, want die laatste wat ek gechoke het, spang my. So iewers ek gechoke, man. Halleluja. Prys die Here, man. Daar lig neergekom. Halleluja, man. Verstaan jy, want die vuur van die Here. Hey mense, ek luister nou dag ou prediker, hy sê, jy kan nie preek sonder die vuur nie. Jy kan nie, daar moet vuur wees, man. Jy sê weer mense, ek wens ek kan geloop rol het, man, om vir jou lewe te kry. Man, ek wil aansteek, man. Hulle kan maar sê, die ou gillende raserode boerige, ek gee nie hom nie. Maar die ding praat te hard. Ten minste weet ek nie, party kerk het kan een wakker gehou. Dat moet ek gesit te slaap. Halleluja. Jesusie man. Nee, vriend man. Halleluja, nee man, dis nie waar die lig is nie. Nee, kyk, die vrou is ek nou nog in my kwaad. Sê man, dis my leentyd wat jy nou gekom steur het. O, prys die Here. Prys die Here. Prys die Here. Want dis die plek waar ons slaap. Dis waar die plek waar ons ontvang. O, dis waar ons ontvang. Want jy sien, jou liggie moet ons nog skoon gemaak word. Hy sien heel skoon. Ja. Want jou liggie wat binne in ons is kosbaar. Maar die lamp, jou glas moet nog skoon gemaak word. Want die moet helderder en helder. Die Here vra, wie sal dan nou 'n lig vat en dit nou onder 'n emmer sit? Nee man. Kan 'n wedergebore kind van God se lig wegraak? Nee, kan nie. Want daar's te veel vuur in my. Nee, ek roep ook uit. Ek wil meer lig. Ek roep soos daar die wagter. Here, hoe ver is dit nog in die nag? Ek soek alweer die volgende vuur. Halleluja. Dit was gister se vuur, Here. Marie, ek soek vars vuur, man. Ek soek 'n vars salwing. Vandag is Sondag. Môre sit dit beerlik alweer vir ander vuur. Na my stilte tyd, waar ek by die Here sê, Here, dis Maandag, dit was Sondag gister. Vandag het ek 'n ander vuur nodig. Ek moet anders te brand. Want ek weet mos ek oor my pad kom, ek moet weer anders te brand vandag, Here. O, dankie, Here. Ek prys U vanmôre, my God. Dankie, Here. As ons vanmôre net daai een dingetjie, as ek net iemand vanmôre, o die Here roep jou. Die Here roep jou. Wie ek het gesit in 'n diens, hoor mooi vanmôre.
toe ek tot bekering gekom het. Dis asof God met myself kom praat. Hy het. Asof hy my so my skouers gevat het. En hy gevra het, het jy my lief? Want as ons God lief het, dan wil ons 'n ligdraer word. Maar as ons hom nie lief het nie, dan is ons geen ligdraer nie. Dan praat ons nie. Ons praat van iemand wat ons nie ken nie. Maar as ons hom ken, dan praat ons met smaak. Hey man, dan daar's 'n ander smaak in my mond. Daar's 'n ander ding in my hart vanmôre. Verstaan jy? Want as ek daardie smaak, as ek hom ken mense, as ek daai naam Jesus noem, dan wil my trane loop. Want daar's te veel krag in die naam Jesus. Dis hoekom hulle sê, dat daai soldate geval het, toe hulle sê, daar sê, dis Jesus. Toe val hulle op die grond neer, mense. Toe val hulle onder die krag van God. Want toe val hulle, want die naam Jesus het te veel krag. Ek wil vanmôre staan nou Paulus voor die gouverneur en ek wag, ja, prys Here. So soek hom aan hom. Verstaan jy, ek hoop ons soek die Here ook soos wat ek my horlosie soek. Halleluja. Hier staan nou Paulus. Hy staan voor die gouverneur. En wie vanmôre, wie dis wat ding met vanmôre wat die Here vir my sê. Paulus gee sy beste. Paulus het net een begeerte in sy hart gehad en dit is om mense met die Here Jesus Christus uit te kry. Nee, hulle moet nie gaan vrek by die evangelie nie. Hulle moet gaan lewe by die evangelie, man. Want by die evangelie is lewe, man. Halleluja. Daar's blydskap, daar's vreugde. Daar's 'n dors en daar's 'n honger, daar nog meer en meer van die Here. Ek kry nie genoeg nie. Ek wil nie genoeg hê nie, Here. Ek wil soek en bly en meer hê van U met God. En hier staan Paulus en hy staan 'n preek voor hierdie gouverneur. Hy praat uit sy hart uit. Hoor mooi vanmôre. Hoor mooi, jy's iemand wat dit moet hoor vanmôre. Jy's dalk meer as een wat dit moet hoor vanmôre. Paulus praat uit sy hart uit. Hy praat uit sy hart uit voor hierdie gouverneur, want hy het 'n uitroep, hy het 'n verwagting in sy hart dat hy hierdie man sal draai na God toe. Hy het 'n verwagting. Ek het 'n verwagting as ek hier voor staan. Het ek 'n verwagting omdat die lig in my is. Het ek 'n verwagting vanmôre dat my boodskap iemand sal draai na God toe. Want ek weet nie mense of môre te laat is nie. Jy kan maar môre sê, daar's nie 'n God nie. Halleluja. My broer is vir jou wat nou iemand, ek maak nie saak, ek het net gehoor van, daar's nie 'n God nie. Ek sê wie, daar's 'n wyse godsman wat eendag gesê het, wat ook so gesê het, daar's nie 'n God nie. Hy sê, jy kan miskien dalk reg wees, en dan is daar niks om te verloor nie, maar sê nou net, jy was verkeerd, dan het jy alles om te verloor. Halleluja. Dan het jy alles om te verloor, want daar stap jy die poorte van die hele man. Raak wakker in ons gees, man. Wie moet nie laat die sluier. God wil jou gebruik. Hy wil jou kragtig gebruik, man. Hy wil jou bo jou krag gebruik, man. Hey, halleluja. Wie as ons net eers begin 'n pad met die Here stap, dan sal jy sien, dankie Here. Wie ek is so spyt, Here, dat ek nou eers my hart vir U gee. Paulus praat en hy het 'n verwagting dat hierdie gouverneur en hierdie man al wat hy te sê, Paulus, jy het my amper gedraai om 'n Christen te wees. Jesusie mense, wat 'n teleurstelling. Jy het my amper oortuig. Want jy sien, die hart is te verhard. Die hart is nog nie soekend. Jou saadjie is nog nie in die grond. Die saadjie is nog nie daar by duisternis, dat hy kan ontkiem. Hy is nog nie daar in die duister, want geen saad wat jy, 'n plant wat jy uittrek, wat sy wortels ontbloot is in die lig, kan groei nie. Hy het nodig, daar's nog nie 'n change hier binnekant, dat hierdie worteltjies kan begin vastgroei nie. Daar's nog 'n kans gewees dat hierdie dop afbreek, dat die lewe kan uitkom, want die Satan sit te hou ons hier. Hy hou jou hier. Weet wat gebeur, mense? Hy sit jou in 'n donker plek, 'n ander donker plek, en hy hou vas vir jou daar.
daar waar rotte en kakkerlakke is. Want in 'n donker plek, dis waar muise en rotte en al wat gemors is, dis waar hulle loop wegkry. Maar as die lig van God inkom, dan dryf hy hierdie drek uit jou lewe uit. Hulle moet vlug, man. Hulle moet vlug. Het jy al 'n kakkerlak gesien hardloop, papa? Het jy al 'n muis gesien swem as dit moet, maar uit sal hy uitkom onder die lig. Prys die Here. Dis wat ou Paulus gebid het. Dis wat hy gepraat het. En hy het uit sy hart, die mense, ek praat baie keer, want ek kan nie verander as God nie in jou lewe en jy nie wil verander. So ek bid vanmôre. Ek wil en bid vanmôre dat U Here begin oopbreek. Dis 'n lewe wat verlore gaan. Ek bid vir God dat U sal ingryp, want dis 'n lewe wat verlore gaan. Ek het 'n desperaatheid in my vanmôre vir 'n verlore siel mense. Ek bid vir God. En ek sal praat. Die Here sê moenie ophou om te vermaan en te praat en reg te help en liefde. Verstaan jy? Ons moenie ophou nie. Ons moenie ophou om goed te doen nie. Dis waaroor die hele boodskap eindig gaan. Moet nooit ophou om goed te doen nie, want jy weet nooit wanneer ontkiem jy die saadjie. Wanneer breek hy oop. Moet nooit op en al voel dit vir jou. Jy's net die lig daar. Want iewers gaan die lig by hierdie saadjie uitkom en hy gaan hom oopbreek. Ons gaan amper noem ek name, ons gaan nie opgee nie. Ons gaan nie opgee nie. Ek weet nie, ons het baie gebede vandag in ons harte. Ons het baie begeerte. Ons weet van mense wat dalk nog in die Here dien. Ons gaan nie opgee nie. Die Here sê moenie ophou. Moenie ophou om goed te doen nie. Wat is daar die goed doen? Om die lig by hierdie persoon of persone uit te bring. Here, ons sal nie. Gee ons daar die krag. Gee ons die wysheid. Here, ek breek. Mense hier sit in hierdie diens, mense wat God kragtig wil gebruik. Ek weet dit. God weet dit. Hier sit mense wat God kragtig wil gebruik. Ek bid God dat hy saadjie sal oopbreek. Ek bid God. Ja, wat 'n getuienis. Wat 'n getuienis, veral jy met 'n herder is. Hoe sleg is jy nie al gesê nie? Hoe is jy nie al verneder nie? Dis op jou spoor wat God is. Hoe lyk ons verlede? Sleg. Jy was 'n herder gewees. Ons het tik gebruik. Ons het gedrink. Ons het gehoereer. Dis wat herders, dis hoe hulle die herders sien. Hy sê welkom nie. Hulle sê hier welkom nie. Verstaan jy, die herder. En God kom en hy ontmoet die herder. Prys die Here. God kom en hy ontmoet 'n herder. En hy sê ek wil hê. God wil hê jy moet. Hier is 'n salwing. Hier is 'n salwing in die plek. Hier is 'n kragtige, God wil jou gebruik as 'n ligdraer. Ek prys God. Ek voel so. Wanneer laas het ek so gevoel? Ek sonder die mense uit. Ek pinpoint die mense. Maar terwyl ek praat sê die Here op my hart. Ek wil jou lig dra, maar jy sal mense in skaamte hulle koppe laat sak. Mense sal in skaamte hulle koppe laat sak. Want dis lekker as mense vir ons altyd uit ons verlede uithaal. Kyk hoe sleg was jy. As ek daar in die suide van Namibië nog altyd. Maar mense, mense, dis so kosbaar. Hoe ek sien op Facebook, hoe mense vir my inbox, skoolmaters wat hulle rug op my gedraai, toe ek Christus aanneem. Hoe hulle vir my inbox, ek soek jou nommer Willem. Nie oor Willem, maar
oor die lig. Hulle verstaan nie wat binne in my is. Hulle verstaan nie wat in jou is nie. Die lig is in jou. En dis hoekom hulle jou nommer soek, man. Hulle soek jou nommer, want hulle wil hê wat daar binne in jou is. Want in die donker is vernietiging, man. In die donker verwaarloos en verneder die Satan jou. Maar in die lig soek hulle jou nommer. Hulle wil weet wat jy is. Hulle wil hê wat jy het. Want die Satan het 'n bloedspoor gelos in jou lewe, 'n slegte getuienis. Maar God wil 'n nuwe hoofstuk oopmaak in jou lewe. Hier's nog, ou Kobus. God wil 'n nuwe hoofstuk oopmaak, man. Hierdie man nog hier, God wil 'n nuwe hoofstuk. Ek kan nie jou naam onthou. Johan. God wil 'n nuwe, ou nasie, het jy nou al gesien as ek kan so 'n Sondag sê, ek wil Springbok toe ry, na sal jy vir my kom instaan hier. Prys die Here. Ek spreek dit, man. Hoekom nie? Yes. Hulle het vir my ook so gesê. En hier staan ek, man, met die salwing van die Heilige Gees van God op my lewe. Hier staan ek, hier sit ons met getuienisse, man. Hier's klomp mense. Ek is maar net die herder hier, maar ek weet hier buite is mense wat die evangelie uitvat. Prys God. Jy hoef nie herder hier te wees. Jy kan die herder daar buite wees, maar God jou geroep uithaal en kragtig gebruik. Mense in skaamte sal hulle koppe laat sak. Is dit regtig hy? Is dit sy? Ja. Ja. Want God het nuut gemaak. Die ouwe is verby. God het nuut gemaak. Want die Satan het die ou mens vernietig. Die Satan het gemaak dat ons amper nie op die plek gekom het waar God jou wil gebruik nie, man. En ek sê dit vanmôre met soveel opregtheid in my hart. Ek is vanmôre daar aan die Paulus wat voor die gouverneur. Wil jy nie maar moenie vanmôre sê, Jesus, jy het my amper gechange. Nie terwille van my nie. Nee. Daar's mense wat verlore gaan, mense. God het ligdraers nodig. Hy het ligdraers nodig. En jy's een van daai wat 'n afspraak vanmôre hier in hierdie diens het. Miskien is daar wat buite kyk wat vanmôre 'n afspraak met die Heilige Gees van God het. Met 'n afspraak wat die Here sê, ek wil jou gebruik as 'n ligdraer. Ek wil nie hê jy moet toelaat dat jy verder verneder word nie, want ek gaan jou optel. Ek gaan jou optel tot skaamte van die wêreld. Ek gaan jou uit die duisterheid vat en ek gaan vir jou wys wat is lig. Jesus, prys God. Die ou herders het teruggegaan, prys die Here. Dankie, Here. Vanmôre kan ek sê dankie, Here. Dankie vir dit wat U in my gedoen het. Dankie vir daardie dag wat U uitgeroep het in daardie diens gesê het, jy het my nie lief nie. Jy het my nie lief nie en ek het besef U praat met my. En ek kon sê dankie, Here. Ek gaan terug elke dag. Ek vergeet nie waar God my uitgehaal het. Ek sê dankie, Here, dat U my deur die Rooi See gevat het. Dankie, Here, dat my lewe daar verander is. Dankie, Here, dat U die herder raak gesien het. Dankie dat U iets in my raak gesien het. Mense, ons moet ophou. Ons moet ophou van kerk toe gaan, Bybel lees. Nee man, getuig, gaan terug. Jy moet 'n ligdraer wees om te teruggaan en sê die goedheid van God is die enigste wat kan verandering bring. Hy is die lig. Hy is die lig. Amen. Kom ons sluit ons oop. Dankie, Here. Dankie dat ons vanmôre U kan prys. Dankie, Here, dat ek vanmôre net U woord kan bring soos wat U dit wil hê. Ek is vanmôre net U draer ook vanmôre hierso. Ek is ook net U ligdraer. Dankie, Here, dat U ons hier plaas. Dankie dat U vir ons daar buite plaas. Dat ons mekaar kan aansteek, Here.
dat ons kan aansteek, Here. Deur dit wat ons doen, deur getuienis, Here, ons leefwyse, dis ligdraers, Here. Ons lamp is nie meer weggesteek nie, my God. Ons het die kerklampe nie, Here. Here, ons gaan nie hier so uitstap en ons lampe hier onder die sitplek sit. Dit is hoekom ek dink, Here, partykeer hoekom mense altyd by dieselfde plek loop sit, want hy moet weer sy lampie daar onder die seat uitkyk. Want dit het die lampie saamgevat nie. Want die lamp moet saamgaan. Hy moet nie in die kerk agterbly nie, Here. Daarom prys ek U vanmôre, Here. Ons kan nie ons lampie by die huis los in die oggend as ons opstaan. Nee, Here, hy moet saam met ons beweeg elke oomblik. Elke oomblik. Dankie, Jesus. Amen. Kom ons staan en dan sing ons lekker saam. Jy moet nie huis toe gaan sonder dat die Here iets in jou lewe. Vat die boodskap. Vader, sal ons nie maar net stil wees. Dis so groot, dis so wonderlik, wat U vandag vir ons kom doen het. Nyafuna ubokhumbula. Ek het nou gebid, dat Vader sê, ek wil hê, jy moet onthou. Want ons het die woord Kombula vanmôre so baie gesing. En in Zulu beteken dit, onthou, onthou. Ek herinner jou. Dankie Vader, vir die teken van die kruis, wat daar hang. Dat ons dit kan sien, dat U ons Kombula, dat U ons herinner, dat U vir ons sê, ek is die lig. Sien jy, Koen, verstaan jy, hoe groot ek is, en hoe wonderlik ek is. Kom God, Heilige Gees, die een wat ons vanmôre kom wakker maak het,
en ons kom roep het, en ons kom seën het. Soos U vir Jesus op die 3de dag kom roep het en seën het, dat hy die ewige lig kon word, toe hy opgestaan het, en sit aan die regterhand van die troon, met alle krag, en alle mag, in die hemel, en op aarde. Dit is die Vader wat ons vanmôre het, ons almagtige Hemelvader Jesus. Dankie Vader, dankie vir nog 'n dag, en dankie Vader, vir genade. Aan U al die lof en die eer en die aanbidding, in Jesus naam. Amen. Amen. Dat is lekker koffie, die koffie.